Jy kan die Bybel oopmaak as jy wil. Dit gaan 'n klomp gedeeltes wees, so jy sal met 'n klomp vingers of merke hê. Johannes 14 en dan Efesiërs 1, Efesiërs 2, Efesiërs 3, Efesiërs 4, Efesiërs 5. Ons gaan net by 6 nie staan nie. Ons gaan soms so deur die hele Efesiërs brief gaan ons 'n paar tekste by stil staan. So hou sommer so by Efesiërs oop en dan net so met 'n ander vinger daar by Johannes 14, ons gaan net 2 verse daaruit lees. Here, en met die woord voor ons oop, is dit vir ons 'n besonderse voorreg om u stem ook hierin te hoor. U wat die woord aan ons kom oopbreek, u wat vir ons die leiding gee en die vermoë gee om dit te verstaan, maar uiteindelik ook die gewilligheid in ons harte plaas, om dan dit wat ons vanmôre hoor, ook môre en oormôre in die alledaagse lewe hier buite die kerk te gaan leef. Wil jy asseblief gee dat ons nou sal luister, sal kan hoor, sal kan konsentreer en uiteindelik ook kan gaan toepas. Ons pleit dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, in baie ouer mense se huise, en ek moet nou versigtig wees om die woord ouer te gebruik, maar hoor maar net, in baie van ons ouer mense se huise sal jy so 'n vertoonkas sien, iewers staan. En in daardie vertoonkas is daar gewoonlik 'n mooi stel koppies en pierings, 'n Royal Albert of al hierdie ander mooi name wat ek nie eers van weet nie, of 'n besonderse bak of 'n besonderse bord, iets wat jy iewers geërf het by oupa en ouma, of wat jy as 'n trougeskenk gekry het, of sommer net as 'n spesiale geskenk, maar dit word in daardie vertoonkas gebeere. Nou ek sê nou ouer mense, want ek het ook so 'n vertoonkasie, en ek het ook seker besonderse goed wat ek van my oupa geërf het, wat oor die 200 jaar al oud is. Nou die ding van daai kassies, is daai goed word gewoonlik nie gebruik nie. Dis daar om vertoon te word, dis daar om gewys te word, dis baie spesiaal, maar dis nie vir alledaagse gebruik nie. Jy sal dalk nog by hoë uitsondering daardie Royal Albert stel uithaal, as dit nou 'n vreeslike grand tee moet wees, en mense daaruit bedien. Maar gewoonlik is die vrees dat dit kan breek, en jy gaan dit nooit weer kan vervang nie, groter as die behoefte om dit te gebruik. Daarom staan dit maar net altyd in die kas. Dit lyk mooi, dis broos, dis kosbaar, maar dis waar dit stop. Verskoon as die analogie nie 100% reg is nie. Maar ek het nogal 'n idee, dis hoe mense dikwels met die Heilige Gees omgaan. Dis hoe mense partykeer die Heilige Gees sien. Mooi, besonder, broos, maar in die kas gebeere. Dis nie vir alledaagse gebruik nie. Dis nie vir elke dag daar nie. Dis net vir spesiale geleenthede. En hoe meer ek hierdie laaste week nou met Pinkster besig was, hoe meer het ek besef hoe waar dit inderdaad is, dat ons eenmal in 'n jaar baie klem lê op die Heilige Gees. Asof ons na Pinkster om maar net weer so bære in die kas. Want ons is partykeer so 'n bietjie ongemaklik met die Heilige Gees, as ons moet eerlik wees. As ons van die Vader praat, dan praat ons gemaklik met hom en van hom as die skepper en die onderhouer. En ons hoor Johannes wat vir ons sê, die Vader het hierdie wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Oor Jesus Christus kan ons die heel dag, aldag, aan mekaar gesels. Ons kan oor en oor vertel van Jesus wat op aarde geloop het, wat aan die kruis vir ons gesterf het, wat ons kon vrymaak het van ons sonde, wat opgevaar het na die hemel toe en wat op 'n dag weer gaan terugkom. Ons kan al hierdie dinge die hele tyd oor hom praat. Maar as dit kom by die Heilige Gees, dan sukkel ons so 'n bietjie. Want dan hoor ons van 'n duif, en ons hoor van 4 tonge, en ons hoor van ouens wat in verskillende tale praat. En ons hoor van vrug, en ons hoor van gawes, en alles is nie altyd so ooglopend duidelik nie. As ons nou dink, hoeveel gevegte is daar in die kerke, juis oor die Heilige Gees. Party glo, as die Heilige Gees jou aanraak, dan val jy op jou rug. Ander sê, dit kan nie gebeur nie. Ander ouens sê, jy moet in tale preek as jy die Heilige Gees ontvang. Ander ouens sê, dis gewoon nie waar nie. Daar is in soveel verskillende standpunte rondom die Heilige Gees, dat dit partykeer beter is om hom net so bietjie in die kas te bære. En net by spesiale geleenthede
soos Pinkster en Pinksterfees as ware uithaal. Terwyl Jesus vir ons heeltemal iets anders oor die Heilige Gees kom leer. Kom ons hoor wat sê hy self daar in Johannes 14, vers 16 en 17. Jesus sê, dis hoofstuk 14 is die groot hoofstuk wat hy met sy disippels praat oor dat hy terug aan hemel toe, dat hulle nie moet bang wees nie en ontsteld moet wees nie en al daai tipe van goede. Hy is besig om hulle voor te berei vir hierdie groot geleentheid. Maar dan sê hy in vers 16, en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee. Die woordjie parakletos kan ook vertaal word met voorspraak of advokaat, sodat hy ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en hom ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Jy moet 3 woorde hier hoor. Hy is die Gees van die waarheid, en hy sal by julle bly en in julle wees. Nie net met spesiale geleenthede soos met Pinkster nie, of wanneer die dominee oor die Heilige Gees preek nie, maar altyd, elke oomblik van jou lewe. Die Heilige Gees is nie 'n ornament wat jy maar net uithaal by spesiale geleenthede nie. Ander kere berg jy hom maar net in die kas en hy vertoon mooi en hy lyk mooi, maar hy is broos, maar dis waar hy is. Nee, hy is woonagtig. Hy is deel van jou lewe. Of jy in 'n vervelige vergadering sit, en of jy jou kinders skool toe ry, en of jy in die ry by die binnelandse sake staan, of wat jy ook al mee besig is, die Heilige Gees is by jou. En dis dalk hoekom ons partykeer so 'n bietjie ongemaklik met die Heilige Gees is. Want die Heilige Gees kom staan letterlik reg voor jou. Hy's nie 'n vae idee of maar net 'n mooi liedjie wat jy oor hom sing nie. Hy is 'n aktiewe teenwoordigheid, 'n realiteit wat dikwels in jou lewe wil inmeng. En partykeer is dit ons krisis, ons hou nie so baie van inmenging nie. Ons wil nie hê daar moet met ons lewe ingemeng word nie. Daarom is dit veiliger om hom maar net so op die een kant te sit. Terwyl die Heilige Gees juis hierdie aktiewe teenwoordigheid is wat in jou lewe wil inmeng. En ons het nou in die week met Pinkster het ons nou stil gestaan by die werke van die Heilige Gees, wat hy in ons as individue se lewens doen, maar ook in die kerk en ook in die geloofsgemeenskap. As jy nou nie die Pinkster kom bywoon nie, dan gaan jy nou 'n kort opsomming kry van wat Prof Kobus Koeman gepreek het. En dit alles in die hand van wat in die geloofsbelijdenis van Nicea staan. Ons het gehoor, ons bely in Nicea, ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. En dan die volgende sin, die werking van die Heilige Gees dan in die kerk. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons het dit aand na aand bely en ons het elke aand het ons by een van hierdie gedagtes stilgestaan. Die Gees is die lewendmaker. Die Gees is die lewendkragtige, of die een wat lewenskragtige geloofsgemeenskappe begin en volhou en laat gebeur. En daarom moet hy saam met die Vader en die Seun aanbid word. Ons hoor dit in Efesiërs 1. Nou moet jy na Efesiërs toe blaai, want nou gaan ons vinnig deur 'n paar tekste hardloop. Sommer die heel eerste vers van Efesiërs 1 sê: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Die wat nou hier was sal onthou, Efesiërs is opgedeel in 6 hoofstukke, maar dit was aanvanklik mos net een brief, baie jare later is eers hoofstukke en verse ingesit, maar in ons, soos wat ons hom het, hoofstuk 1 tot hoofstuk 3 is een groot lofprysingsgebed. Dit begin met lof en die einde van hoofstuk 3 eindig met 'n groot lofgebed. En dan 4, 5 en 6 is eintlik praktiese hoofstukke, wat praat oor hoe jy in die algemene lewe behoort te lewe. En hoor jy som hier van die begin af, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus en die Gees, kom die lof toe, die eer en die aanbidding. En dan begin die Gees werk. En hy doen in die kerk 3 groot goede, saam met die vrug en saam met die gawes waarby ons nou nie gaan stilstaan vanmôre nie. Die eerste wat hy doen is, hy is die een wat eenheid skep. Hy is die een wat die kerk een maak. Hy is die een wat die oproep maak in ons as gelowiges se lewens om een te lewe. As jy nou vinnig blaai na Efesiërs 4 toe, dan hoor jy in vers 2,
Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Hoor in vers 3. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. En dan die klem, vers 4. Daar's net een liggaam en een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar's net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van ons almal. Jy hoor die woordjie een baie duidelik. Dis die werking van die Gees, dis sy werk om hierdie eenheid te skep. En hierdie eenheid word bewerk in die kerk wanneer ek en jy vers 2 en vers 3 uitleef, wanneer ons beskeie, vriendelik, geduldig, verdraagsaam in liefde met mekaar in vrede lewe. Eenheid is nie 'n struktuur soseer nie, as wanneer mense op dieselfde manier teenoor mekaar optree in vriendelikheid, in beskeidenheid, in geduldigheid, in liefde en in vrede. As daar nie eenheid in die kerk is nie, is dit nie die Gees wat sy werk doen nie. Dan is dit gelowiges wat die werking van die Gees teestaan. Tweede wat hy doen is om ons heilig te maak. Die woordjie heilig kan ook vertaal word met getrouheid of geloofwaardigheid of onberispelikheid of integriteit. Ons hoor in Efesiërs 1 vers 4 sê, so het hy voordat hy nog die wêreld geskep het, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik te wees. En dan in hoofstuk 4 verder, dan vers 13, gebruik hy die beeld van 'n liggaam wat opgebou word. Hy sê, dan sal ons kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer en vals leraars wat ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalleer probeer wegvoer nie. Nee, ons sal in die liefde bly, by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Paulus gebruik hierdie beeld om te sê, hoe meer ek heilig leef, hoe meer ek met integriteit leef, hoe meer ek getrou leef, hoe meer ek geloofwaardig lewe, hoe meer groei ek om uiteindelik 'n volwasse mens te word. En hoe meer volwasse ek in die geloof word, hoe minder is dit moontlik dat ek deur elke lering en deur elke dwaalleer heen en weer geswaai word, soos dit partykeer in die kerk gebeur. Nou glo hierdie ouens dit, dan is dit verkeerd, dan glo ons nou weer hierdie goeie, dan is dit nou later weer verkeerd, dan glo ons nou weer hierdie goeie. En so loop ouens van kerk na kerk en van geloof na geloof toe en hy kry net nêrens tuiste nie. Nee, Paulus sê, hoe meer ons in heiligheid groei, hoe meer word ons volwasse, sodat ons nie uiteindelik op al hierdie dwaalleer weggevoer word nie. Die Gees maak ons ook heilig. En 3, waar doen die Gees dit? Die Gees doen dit oral. Die derde van Nicea se belydenis is, ons glo in 'n kerk wat algemeen is. Proskomende, dit is so mooi verduidelik, die aanvanklike vertaling was mos die woordjie katoliek. Ons glo in een heilige katolieke kerk. En daar was altyd verwarring daaroor, ons is nie Rooms nie. Maar die katoliek van die Rooms beteken eintlik, Rooms sê dit kom uit Rome uit, en katoliek beteken algemeen oral. Dis hoekom ons dit uiteindelik ook so reg vertaal het om te sê, ons glo in 'n kerk wat algemeen is, wat oral is. 'n Kerk wat nie gebind is aan hierdie gebou vandag nie. 'n Kerk wat nie gebind is aan die lidmate van hierdie gemeente net op 'n Sondag by mekaar nie. 'n Kerk wat oral is oor die grense van lande, van kulture, van tale, ja selfs van godsdienste. En as jy nou 'n bietjie Efesiërs 3 weer gaan deurlees, ek gaan nou nie by dit stil staan vanmôre nie, dan hoor jy dat Paulus sê, vir hierdie evangelie het ek 'n diensknegt van die Here geword. Sodat tot in die uithoeke van die wêreld, dit wat ons in Handelinge 1 gehoor, dat ons sy getuies sou wees, tot in die uithoeke van die wêreld, dat dit kon waar word. Dat hy gegaan het van plek tot plek tot plek, en van plek tot plek, om uiteindelik die evangelie vir mense te bring. Sodat mense wat nog in die donker van die sonde geleef het, in die lig van Christus kon leef. Daarvan hoor ons in Efesiërs 5. Ek wil hê ons moet daardie woorde saam lees van vers 8 af. Paulus sê daar vir die gemeente, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra voortdurend vir julle af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Of met ander woorde,
bring dit in die lig. Dis ons roeping. Christus is die lig vir hierdie wêreld. Hy sê dit op 2 plekke in Johannes. In Johannes 8 sê hy, ek is die lig wat vir hierdie wêreld gekom het. En as jy in my lewe, sal jy nooit in die duisternis leef nie. En in Johannes 12 sê hy, ek is die lig wat na hierdie wêreld toe moes kom, sodat die wêreld nie langer in duisternis hoef te leef nie. Maar en jy weet mos dat hy al in Matteus 5 vir ons gesê het, ook julle moet ligdraers wees. Dis nie net ek wat lig is nie, ook julle moet hierdie lig weerkaats. Matteus 5 wat sê, wees jy dan sodoende 'n ligdraer, dat die wêreld die Vader se werke kan sien en hy verheerlik kan word. En dis wat Paulus sê, dis hiervan wat ek 'n diensknegt geword het. Ek het 'n diensknegt van Christus geword, sodat mense wat nog in die duisternis leef, na die lig gebring kan word. En waar gebeur dit? Nie hier in die kerk nie, maar daar buite. Daar waar dit nog donker is, daar waar dit mense nog in die duisternis leef, daar moet ek lig wees. Johan Smit het altyd die mooi uitdrukking om te sê, dat hy al veel jy sit 'n lig in die lig aan. Daai lig beteken mos nou niks nie. Jy moet juis 'n lig in die donker gebruik. En dis wat die Here ons toe roep om te sê, daar in die donker deel van die wêreld, daar moet jy jou lig laat skyn. Dit al veel jy skyn hier vreeslik mooi waar almal lig is. Wees lig in die donker. Die Gees maak ons een. Die Gees maak ons heilig. Die Gees doen dit oral, waar daar nog donker is, sodat mense na die lig kan kom. Nie die Heilige Gees is inderdaad nie, maar net daar, wanneer ek en jy optimisties dink oor die toekoms en droom oor die toekoms of mooi liedere oor hom sing nie. Die Gees wil jou uitdaag. Die Gees wil jou lei, die Gees wil jou aan die gang sit, die Gees wil jou aanhits om lief te hê, die Gees wil jou motiveer om lig vir hierdie wêreld te wees. En juis omdat hy ons oproep om iets te begin doen, om aktief te word, is dit partykeer makliker om hom soos 'n goeie teestel, mooi teestel, eerder maar net in die kas te bære. Maar geliefdes, wil jy nie vanmôre dit opnuut hoor nie, die Heilige Gees is inderdaad nie 'n delikate teestel nie. Hy hoort nie maar net in die kas nie, hy hoort nie maar net weer gebære te word na Pinkster nie. Hy is die asem in jou longe. Hy is die vuur in jou bene. Hy is die stem in jou gedagtes. Hy is die dryfveer in jou motivering om as kind van God anders in hierdie wêreld te gaan leef, as diegene wat die Gees nog nie ken nie. Die Gees is ook nie vanmôre net vanmôre hier teenwoordig omdat die uitstorting van die Heilige Gees se dag is nie. Hy is elke dag. In ons stoeiem, in ons singe, in ons praat, in ons dink. Hy is altyd oral in ons teenwoordigheid. Daarom mag ek en jy hom nie maar nou bære omdat Pinkster klaar is nie. En my gebed is dat hy regtig in elke opsig so deel van jou lewe sal wees, soos wat ons Here Jesus Christus self beloof het, daar in Johannes 14. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Mag dit jou ervaring, jou belewenis van die Heilige Gees wees, elke dag. Amen.